Vandag wil ek met jou gesels oor oefening en hoe dit beendigtheidsverlies kan voorkom en osteoporose verbeter. Ek begin deur vir jou te vertel wat is osteoporose en hoekom kry ons dit. Soos wat ons ouer word, verminder ons beendigtheid. So, dit is jou skelet, dit is jou been en jou struktuur wat jou regop en stewig en sterk hou. Daai word ongelukkig beïnvloed soos wat ons ouer word. So jy moet van jou kant af bietjie meer moeite doen om jou beenstruktuur te beskerm. En met oefening kan jy dit doen. Natuurlik met aanvullings ook, maar met oefening kan jy alreeds 'n groot verskil maak. As jy te min kalsium, vitamine D en minerale in jou bene het of inneem, verminder jou beendigtheid en dit veroorsaak dan osteoporose. Dit kan baie keer geweldig seer wees ook. Dit hang af hoe ver jy in jou osteoporose proses is en dit is nie 'n lekker ding om mee te sit nie. So voorkom dit eerder voordat jy daarmee sukkel. Oefening help met kalsium in jou bene. So wanneer jy oefen, het jou lyf meer kalsium wat hy voorsien aan jou beenstruktuur. Dit is alles deel van die herstelproses na oefeninge. So jou beendigtheidsvlakke die verlies kan jy voorkom met oefeninge. Die impak wat stremming oefeninge en die beweging van oefeninge op jou het, is baie voordelig vir beendigtheid. Oefen buite in die son, want dit skyn natuurlik vitamine D in jou lyf vry, wat ook 'n baie belangrike vitamine is vir beendigtheid. So as jy in die son oefen, het jy 'n voordeel van kalsium wat vrygestel word, of vitamine D wat vrygestel word, en kalsiumvlakke wat verbeter in jou lyf. Okay, so daai is die twee goed wat jy kan doen, of die twee vitamines wat jy nodig het, wanneer jy oefen. Nou gaan ek vir jou voorbeelde gee van oefening wat jy kan doen, om osteoporose te voorkom, en oefeninge wat jy kan doen wanneer jy reeds sukkel met osteoporose. Eerste ding is, met oefeninge wat teen gravitasie werk, so byvoorbeeld netbal of rugby of miskien dans of daai tipe van ding. Enigiets wat teen gravitasie werk, gaan voordelig wees vir jou as jy oefen. Jy moet trappe begin klim. Daai trappe klim en daai impak wat jy het op jou beenstruktuur wanneer jy trap op en af hardloop, is baie voordelig. Springtou, daai impak wat jy het op jou bene wanneer jy springtou spring, dit is wat jy wil hê, dis wat voordelig is vir jou om beenstruktuur en beenverlies die verlies te voorkom. Goed, hardloop, jy kan hardloop doen, loop nie noodwendig nie, maar hardloop gee lekker impak op jou knie ook en jou bene, so hardloop is uitstekend ook. Dans, doen Zumba klasse, aerobics klasse, daai is alles oefeninge wat uitstekend is om beenverlies te voorkom. Met osteoporose het jy miskien dalk bietjie meer pyn in jou liggaam en jy sien nie kans vir daai tipe van spronge en impakoefeninge nie. Dan kan jy miskien kyk na iets soos swem. Swem is uitstekend want jy's nie so swaar in die water soos wat jy op land is nie. Lae impak oefeninge wat jy kan doen met stremmingsbande, mik daarvoor. Dis uitstekend en ook teen gravitasie. En dan natuurlik Pilates en yoga. Daar het jy miskien 'n instrukteur nodig wat vir jou kan wys presies wat jy kan doen, maar dis uitstekende oefening om te doen as jy reeds sukkel met osteoporose. So ek wil jou uitdaag, begin te oefen voordat jy sukkel met goed soos osteoporose. En as jy dalk wel reeds osteoporose het, moet ook nie bang wees vir oefening nie, want oefening kan tog voordelig wees vir jou en jou help met jou kondisie.